Welkom by die luister meditasie vir Koninkrykstyd. Vandag is Dinsdag, 26 Mei, en die skrifgedeelte waarby ons vertoef is Johannes 16, vers 12 tot 15 in die 1983 vertaling. Ek nooi jou uit om jouself in hierdie oomblik opnuut na God te draai. Sit alles wat jou aandag aftrek vir 'n oomblik op sy en fokus bloot om hier te wees. En in jou hier wees te weet dat God ook saam met jou teenwoordig is. Die gedig van Johan Silje met die titel Ruimte nooi ons ook dieper die stilte en nadenke in. In u ruim portaal word ook ek verruim, onthaal. Op berge en in dale, anderkant die anderkant en binnekant die binnekant, in alle omgedopte omtes, en oral is my God. Amen. Johannes 16 vers 12. Ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle sal dit nie nou kan begryp nie. Wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Wat hy sal sê, sal nie van homself kom nie. Hy sal net sê wat hy hoor, en hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, want wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Alles wat aan die Vader behoort, behoort ook aan my. Daarom dat ek gesê het, wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Daar is iets verrassend teer in hierdie woorde van Jesus. Hy sê nie, julle behoort nou al alles te verstaan nie. Hy sê nie, probeer harder nie. Hy sê bloot, julle kan dit nie nou al begryp nie. Jesus ken die gewig van die waarheid. En hy weet dat groei tyd vra. Dat geloof nie 'n oomblik van volmaakte insig is nie, maar 'n lewe van leer en luister. Daarom beloof hy die Gees, nie as 'n plaasvervanger vir sy afwesigheid nie, maar as die teken van sy voortgaande teenwoordigheid. Die Gees sal julle lei, nie stoot nie, nie dwing nie, lei. Soos iemand wat saam met jou stap op 'n onbekende pad, soos iemand wat weet dat sommige waarhede eers mettertyd verstaan kan word. In Koninkrykstyd, na Pinkster, wanneer ons nadink oor hoe God se heerskappy gestalte kry in die gewone ritmes van die lewe, herinner hierdie teks ons daaraan, dat die lewe van geloof nie gaan oor volledige sekerheid nie. Dit gaan oor vertroue. Vertroue dat God steeds praat, dat die Gees steeds beweeg, dat ons nie alleen hoef te onderskei nie. Dit is die goeie nuus van hierdie teks. Jy hoef nie vandag alles te verstaan nie. Jy hoef net oop genoeg te wees om gelei te word. Ek nooi jou uit om vir 'n oomblik in hierdie gevoel van die teks te bly. Watter waarheid of uitdaging voel tans vir jou te swaar om alleen te dra? Dink bidtend hieroor na.
Ek nooi jou uit om ook na te dink oor die Heilige Gees en jou eie belewenis van die Gees. Waar het jy al die leiding van die Gees eers agterna herken? Dink bidtend hieroor na. Waar word jy vandag genooi om meer te vertrou en minder te beheer? Om ook die Gees uit te nooi om jou dieper in hierdie vertroue in te lei. Praat in gebed met die Here daaroor. Kom ons bid saam. Gees van waarheid, lei my op die paaie wat ek nog nie ken nie. Gee my geduld vir wat ek nog nie verstaan nie en vertroue vir die volgende tree. Hou my naby aan Christus en vorm my lewe volgens sy liefde. Amen.